onderbreken. En ons een probleem met pedaal klank. Ons afgegaan. En vir my best probeer, jy moet nou mooi luister daarvan nie sê. Jy moet jou Bybel oopmaak by Lukas 5 vers 5. Lukas 5 vers 5 gaan ons nou saam lees, maar ek wil eers aan die vraag stel. Dit die Here een oggend, vroeg die oggend met my gepraat terwyl ek met verlof was. Die Here, ek gaan nou bring. Ek wil die vraag vra, lees jy die Bybel? Wie lees allemaal die Bybel? Dis mooi. Wel, dit is nie. Maar die ander saak is, of leef jy die Bybel? Do you read the Bible or do you live the Bible? Dit is 'n groot saak. Ons lees die Bybel. Ek dink baie van ons wat gisterand daar Bybel gelees het, het al vanoggend vergeet wat ons gelees het. Dit is reg. Wie kan vir sê wat jy gisterand gelees? En onthou, Jeremia gelees, iemand dit gelees. Maar die groot saak is vanoggend, as jy dit lees, moet jy dit uitleef. Dis waar dit gaan, kom ons kyk Lukas 5 vers 5, wat sê die woord? En Simon antwoord en sê vir hom, Meester, ons het die hele nag deur hard gewerk en niks gevang nie. Maar op u, dan het ek hier ingeskryf vir Rema, ek sal nou daar praat, sal ek die net wat sak. Ek lees net die Engels, ek wil net hem aanhaal, want dit sê iets anders te mooi daar. And Simon answered, said unto him, Master, we have toiled all the night and we have taken nothing. Dan sê Engelse woord wat in die Grieks inkom, nevertheless at thy word. Maak die saak nie te midde van alles, die Rema, I will let down the net. Nevertheless, maak die saak nie. Ek gaan die net wat sak, sê sy. Jammer is op die skerm nou vanoggend, maar ek wil net, Rema is that timely, Holy Spirit inspired word from the Logos. Ons kry die twee woorde Logos en Rema. Johannes 1 vers 1 sê my van die Logos. In die begin was die woord Logos, en die woord was by God, en die woord Logos was God. Wat doen die woord? That brings life, luister mooi, power and faith to perform and fulfill it, must be received with faith by the hearer in order for it to fulfill its mission. Rema beteken, ek moet dit uitleef. Wanneer ek hierdie woord hoor en lees, stel dit aan my, dit moet uitgeleef word. Wat gaan jy doen daaromtrent? Wat gaan jy maak wanneer jy die woord lees? Wat gaan jy doen? Die Logos, dit wat God gespreek het. Dit wat Logos beteken. Hierdie woord is die Logos woord van Genesis tot Openbaring. Dit wat God gesê het in sy woord. Maar as dit net lees, gaan dit nie verskil maak in my lewe nie. Dit gaan nie iets beteken nie. Jy kan die Bybel lees elke jaar, as mense wat sê, ek die Bybel 10 keer a dag of 100 keer a dag gelees. As mense en as mense wat verklaar,
Daar's mense wat verklaar, ek het die Bybel 10 of 20 keer deurgelees, maar weet jy, ek het na sulke mense se lewens gekyk, waar hulle beginne 20, 30 jaar terug, is hulle presies op dieselfde posisie nou. Hulle het nog nooit geestelik gegroei nie. Maar wanneer ek kom tot die punt, sê Here, ek verstaan u woord, ek hoor wat sê u woord, ek verklaar u woord, dan maak dit 'n verskil en ek leef dit uit. Die lewend kragtige woord, a living and powerful word. Dit is 'n lewende woord, dit is nie 'n dooie woord nie. Die letter maak dood, maar die gees maak lewendig. En die woord is kragtig. Hoor wat sê dit? Hebreërs 4 vers 12. Vanoggend 6 uur, toe die radio aankom, toe wat ervaar ons? Hierdie Hebreërs 4:12 word aangehaal. En ek sê vir my vrou, dis vanoggend se boodskap. Hoor wat sê die woord? Want die woord Logos van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorleggende gedagtes van die hart. Dan sê een kommentaar, exposing and sifting and analyzing and judging by the very thoughts and purposes of the heart. Hoor wat sê? Hy analyseer wat jy sê. Simon Petrus, jy het hard gewerk, baie ingesit, alles, geen visvangs nie. Hy is 'n visserman van beroep, hy weet van visse vang. Hulle is moeg en moedeloos, nou moet hulle terug aan kant toe. Niks vis nie. Jesus verskyn op die plek en Jesus sê, gooi die net uit aan die ander kant. Petrus kon geredeneer, hy het gesê, Here, maar ons het niks gevang nie, heel nag niks gevang nie. Maar dan sê iets persoonliks, op u woord sal ek dit doen. Hy het gehoor wat sê Jesus vir hom. Hy het dit aanvaar en sê, Here, volgens u woord sal ek dit doen. En ek vra u vanoggend, wanneer laas het u gesê, Here, volgens u woord gaan ek optree, volgens u woord gaan ek dit doen. Dis nie meer 'n saak van, ek lees nie die Bybel. Dis nie meer 'n saak van, wat sê die Bybel vir my nie. Dis die saak is, wat doen ek met die woord van God? Die woord vervul sy doel, the word fulfills its purpose. Jesaja 55 vers 11, so sal my woord, en die Hebreërs gebruik woord dabar, as nou daarby kom, wees, so sal die woord wees wat uit my mond uitgaan, dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees, en alles waartoe ek dit sal stuur. Dabar beteken pointed to the active, powerful instrument of executing God's will. Die Hebreërs, die Jode het geweet, dit is 'n kragtige woord, wat God sy woord uitstuur om dit te volbring. Gaan dit so wees? Jy hoef nie te twyfel aan hierdie woord vanoggend nie. Hierdie woord is ja en amen. Dit is die werklikheid en die waarheid. Yes. As jy die woord gaan lees en uitleef, gaan iets besonders wees in jou lewe. Dit gaan 'n verandering bring in jou lewe, jou denkwyse, jou manier van optrede. Ek het dit baie keer beleef in my lewe, sê Here, u woord sê dit, en as die Here vir my woord gee, dan sê ek, Here, ek glo dit, ek aanvaar dit, en ek leef dit uit. Weer 'n kommentaar op die Engelse kommentaar, so shall my word dabar be that goes forth out of my mouth. It shall not return to me void, dan sê, without producing any effect, useless. Met ander woorde, dit sal nie net
daar wees dat nie iets beteken. Without producing any effect. Die woord van God is effectief in jou lewe. But it shall accomplish that which I please and purpose, and it shall prosper in the thing for which I sent it. Hierdie woord gaan verskil maak in jou lewe. Hierdie woord gaan, as jy dit uitleef, hoor wat sê ek vir jou, gaan jy uit jou omstandighede kom, uit jou siekte toestand kom, want hierdie woord verklaar, hy is my God, hy sal voorsien in al my behoeftes. Hierdie woord verklaar, hy is die Here, die God wat ons genees. Daarom moet ek dit aanvaar. Sê Here, ek aanvaar u woord wat geskrewe is. Ek aanvaar u woord en dit word 'n rema woord in my lewe. Dat wat ek aanvaar dit. Ek lees van 'n man met die naam van Naaman. 2 Konings 5 vers 13-14. Toe kom sy dienaars nader en spreek met hom en sê, my vader, as die profeet u groot saak beveel het, sou u dit nie doen nie. Want sê Naaman was beveel om self in die Jordaanrivier te gaan doop, om skoon te kom van sy melaatsheid. En hy sê, wie is die profeet? En toe sê ek moet na die vuil water van die Jordaan gaan inspring. En sy dienaar sê vir hom, as hy vir jou geprofeteer het oor groot saak, sou dit nie doen nie. Hoeveel te meer, nou dat hy u gesê het, dis ook die woord, Daba, was jou en jy sal rein word. Daarop het hy afgeklim en 7 maal in die Jordaan ondergeduik, volgens die woord, Daba, van die man van God. Hoor die woord, hierdie woord wil 'n verskil maak in jou lewe en my lewe vandag. En as ek begin uitleef, gaan jy die verskil sien. Mense om jou gaan sê, wat is die verskil? Hoe lyk dit by jou? En sy vlees het teruggegee soos die vlees van 'n jong seun en hy het rein geword. Wat is die verskil? Die uitleef van die woord. Nie net die aanhoor, nie net die lees daarvan nie, maar die uitleef van die woord. Die wyse dade van die woord, the wise doer of the word. Wie is die persoon? Jesus praat daarvan. Lukas 6:46. En wat noem julle my Here, Here, en doen nie wat ek sê nie? Wat sê die woord? Ons doen dit nie. Ons hoor wat sê die woord. Hoe moet ons maak? In 'n krisisoomblik, in situasies. Ons doen dit nie. Ons kan nie verwag iets moet gebeur, omdat ons nie daders is van die woord nie. Lukas 6:47. Elkeen wat na my toe kom en na my woorde, dis die logos, luister en dit doen, ek sal julle wys soos wie hy is. En Jesus gaan verder. En hy verwys na die wyse man, wat sy huis bou op die rots, vasstaan in die tyd van storms. Die onwyse bou sy huis op die sand. Ek onthou daai sonneskoolpoortjie en the rain came down and the floods came up, the rain came down, the floods came up, and the house on the rock stood firm. Dit is 'n wyse persoon, wat hoor wat sê die woord, wat gaan bou op 'n rots, 'n vaste rots Jesus, wat jou hele lewe op die rots Jesus plaas. Dit is die wyse persoon, dis die een wat God soek om te doen, dis die een wat die Here wil seën. Johannes 15:14, julle is my vriende, as julle alles doen wat ek julle beveel. Amen. So sien die woord nie net 'n saak van lees, dit is 'n saak van doen. Amen. Wat doen jy met hierdie kosbare woord? Jeremia 17:10 verklaar dit, ek, die Here, die soek jou hart, toets die niere, om van elkeen ene te gee na sy weer, volgens die vrug van sy handelinge. Hoe handel jy met God se woord?
Wat doen jy met God se woord, my broer en suster? Wat maak jy met sy woord? Is dit nie 'n woord wat sê, ek gaan in aksie kom, ek gaan doen wat die woord van die Here vra? En God gee dit volgens die vrug van sy handelinge. God wag vir u. Word daders van die woord, become doers of the word. Jakobus 1:22 sê dit. En word daders van die woord, logos, en nie met woordes wat hulle self bedrieg. Word daders van die logos, hierdie geskrewe woord wat God gegee het. Do what God's word says. Don't merely listen to it, or you will fool yourselves. Jy gaan jouself net bedrieg as jy luister na die woord en dit doen. Ek vind dit saam. Petrus Johannes stap by die skone poort, daar lê 'n man verlam. Handelinge 3 vers 6 tot 8. Maar Petrus sê, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus die Nazareene, staan op en loop. Ek vra die vraag by myself af, hoekom sien ons nie meer wonderwerke wat plaasvind? Is omdat ons nie die woord spreek en doen nie. En wat doen Petrus verder? Toe gryp hy hom aan sy regterhand en hy rig hom op. Petrus, jy het gesê moet opstaan loop, maar jy gryp hom, jy doen iets daaromtrent. Jy leef die woord uit, Petrus. Dit maak 'n verskil. So wanneer een ek ook gaan gehoorsaam wees aan die woord om dit te doen, gaan iets gebeur. En onmiddellik het sy voet en enkel sterk geword, en hy het opgespring en gestaan en rondgeloop en saam met hulle in die tempel ingegaan, terwyl hy rondloop en spring en God prys. 'n lam man. Verlam. Kon dit nie doen nie. Maar toe Petrus die logos woord vat, sê Here, u woord sê, ek moet my hande op hom lê. Ek moet dit doen. Lê sy hande op hom, sommer goud ek, maar hy gryp hom, sê, staan op. Ek dink ons moet 'n bietjie meer waaghalsig raak met die woord van God. So dat begin toepas in ons lewens. Daar gaan iets gebeur. Kyk, kom ons doen dit. Ek wil u vanoggend aanmoedig. Here, ek wil nie net 'n woorde wees nie. Ek wil nie net meer die woord lees nie. Maar ek wil 'n dader word van u woord. Amen. Ek wil dit spreek. Gaan u dit doen? Amen. Kan ons 'n verskil sien in die lewe? Wat jy vir iemand kan vertel, Jesus red en genees en hy doop nog met sy Heilige Gees. Ja, maar weet jy, los daai skaamheid. Ek wil vertel vir iemand. Ek loop terwyl ons daar met verlof was in 'n winkel in besigheid. En die vrou groet my, die teller. Pastor. Dis ken my nie wat ek kan sien. Sy ken my nie. Sy sê, Flava, how do you know my pastor? She said, I can see it in you. Amen. Kind van God maak 'n verskil. Daar's kosbare siele wat wag vir jou en vir my om gered te word, om genees te word, om 'n verskil te maak in hulle lewens. Wat doen ons dan? Ek dink ons moet ons woord in skaamte laat sak. Sê Here, ons het nog niks vir u gedoen. Ons het wel Bybel gelees, wel gebid. Maar ek vra u, staan op in die naam van Jesus. Kom te oor tot aksie. Sê Here, ek gaan dit doen wat u van my vra. Is u gereed daarvoor? Bedoel u dit? Wie wil saam by staan en verklaar, Here,
Ek gaan doen wat die woord van my vra. Ons gaan die rema uitdra. Ek vra wie wil staan, die is welkom, as jy wil sit, luister. As jy voel, Here, ek gaan die rema uitleef van my lewe. Doen wat God my vra. Dis net vir julle gebed doen. Hemelse Vader, sê baie dankie. Man en vrou is bereid om van die rema woord ooit te gaan na aksie toe. Dit wat hulle gehoor het, dat dit sal 'n toepassing in hulle lewens wees, 'n werklikheid, dat ander dit sal raak sien en verstaan. Dis die plan van God vir my lewe, dis die doel van God vir my lewe. Here, dankie, dat ons kan spreek in U naam. Sê, in die naam van Jesus, staan op. In die naam van Jesus word gesond. In die naam van Jesus laat dit gebeur. Dat ons die woord in aksie kan kry. En Here, gebruik ons om die doel te bereik. Ek bid dit dat die mense om ons en wat ons raak sien, kan weet, ons is rema mense. Ons hoor die woord en ons gaan oor na aksie toe. En Jesus mooi naam bid ek dit. Amen en amen. Baie dankie, die Here seën u. Die Here wees met u. Is daar iemand wat dalk siek is vanoggend, wat nie wel is, wat die Here wil vertrou?